Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Vandag kyk ons na hoe God ons beskermer is. Ons teksvers vir vandag is Psalm 121 vers 2. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Maats, welkom by ons laaste les vir November. Ek is so opgewonde want vandag gaan ons 'n psalm lees wat jou hart veilig en sterk laat voel, soos 'n warm kombers in die winter of 'n sterk kasteel waar niemand jou kan seermaak nie. Dit is Psalm 121, 'n psalm wat mense al vir duisende jare bid wanneer hulle bang, onseker of moeg voel. Hierdie psalm sê vir ons, God kyk oor jou. Altyd. Selfs wanneer jy slaap, selfs wanneer jy reis en selfs wanneer jy nie eers besef jy het hulp nodig nie. Psalm 121 is deel van die gebedsliedere, liedere wat mense gesing het wanneer hulle na Jerusalem gereis het. Hulle het dikwels deur gevaarlike berge en valleie gereis. Daar was wilde diere, rowers en warm, droë woestyne. Ons kan amper die prentjie sien. 'n Pelgrim kyk op na die hoë berge. Hy voel klein en bang en hy vra, van waar sal my hulp kom? En dan antwoord hy homself met geloof, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Kom ons kyk saam na hierdie psalm. Ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? Wanneer die reisigers die berge sien, dink hulle, gaan ons veilig wees? Wat wag daarbo? Wat as iemand ons aanval? En die psalm begin met 'n vraag wat ons ook soms vra. Wie gaan my help? Wat as dinge verkeerd loop? Wat as ek bang word? God is nie kwaad vir ons vrae nie. Hy gebruik dit om ons na die waarheid te lei. Dan sê die psalm, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die antwoord is kragtig. God self is my helper. Nie 'n engel nie, nie 'n koning nie, nie 'n mens nie, maar die skepper van alles, die een wat die sterre gemaak het, die wolke, die see, jou hart en vir jou asem gegee het. As die een wat die heelal gemaak het jou help, watter berge kan groter wees as God? Dan sê die psalm, hy sal jou voet nie laat struikel nie. Die paaie in die berge was rof, klipperig en gevaarlik. Jy kon maklik gly, jou enkel seermaak of van die pad afval. Maar die psalm sê, God hou jou voete vas. Hy lei jou sodat jy nie val nie. Hy gee vir jou standvastigheid. En dit beteken, wanneer jy nie weet watter keuse om te maak nie, wanneer jy onseker is oor jouself of wanneer jy 'n fout maak, is God daar om jou te help. Dan sê die psalm, hy wat jou bewaar, sluimer nie. Wag, God slaap nie? Nee, hierdie vers sê, God raak nooit moeg nie. Hy raak nooit afgelei nie. Hy sê nooit, ek sal môre weer kyk nie. Hy waak oor jou al 24 uur van die dag, selfs wanneer jy diep slaap. En dit beteken, jy kan rus, want God rus nooit. Maats, en dan sê dit, hy wat Israel bewaar, sal nie sluimer of slaap nie. Hier herinner die psalm ons, dat God nie net 'n individu beskerm nie, maar sy hele volk. Hy het hulle deur Egipte, deur die woestyn, deur die Rooi See, deur gevare en vyande gelei. As hy vir miljoene mense eeue lank kon sorg, dan kan hy vir jou ook sorg. Die volgende vers is, die Here bewaar jou. Die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. In die woestyn kon die son brand soos vuur. 'n Skaduwee was 'n groot geskenk en dit het beteken oorlewing. Hier word God met 'n skaduwee vergelyk.
Hy bly naby, hy beskerm jou teen hitte, druk en gevaar en hy maak dit vir jou gemaklik en veilig. Die beeld van 'n skaduwee beteken God is altyd by jou, so naby soos 'n skaduwee wat nooit wegstap nie. En dan kyk ons na die reël, die son sal jou bedags nie steek nie en die maan snags nie. Die Psalm sê dat God jou beskerm, dag en nag. Alles wat jou dag moeilik maak, sien God, en alles wat jou in die aand bang maak, beskerm jou God teen. Hy beskerm jou emosies, hy beskerm jou gedagtes, en hy beskerm jou hart. Die Here sal jou bewaar van elke kwaad. Dit beteken nie dat jy nooit iets moeilik sal beleef nie. Selfs Dawid het baie swaar gekry. Maar dit beteken, niks kan jou vernietig nie. Niks kan jou van God se liefde af wegneem nie. En niks kan sterker wees as God se plan vir jou nie. God beskerm jou lewenspad en jou ewige lewe. En laastens, die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in ewigheid. Hierdie vers beteken, God gaan saam met jou wanneer jy uit die huis uitgaan, en hy kom saam met jou in wanneer jy terugkom. Hy bly saam in jou toekoms. Hy is God van nou, van môre en van jou hele lewe. Maats, wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat God ons helper is, altyd. Nie soms nie, nie net wanneer ek goed is nie, maar altyd. Ons kan leer dat God op my raak sien, dag en nag. Hy slaap nie, hy vergeet nie, en hy kyk ook nie weg nie. Die derde les is dat God my hart beskerm, en my lewe, en my pad. Vierdens kan ek hom vertrou al voel die pad soms gevaarlik, en die laaste les is dat God naby is, soos 'n skaduwee. Daar is hy maats, as jy ooit bang voel, of as die wêreld vir jou groot en moeilik voel, onthou Psalm 121. Kyk soos die skrywer op na die berge en sê, my hulp kom van die Here. Die God wat die sterre gemaak het, hou jou hand vas. Hy sal jou bewaar, hy sal jou lei, en hy sal jou nie laat val nie. Tot volgende keer. Totsiens!